Goeiemorgen, good morning en hello from the other side. Is dit nie hello? Ag, kyk vir jou. Ja, dit is. Wil jy 'n bietjie Adele klap vir ons vanoggend, Pieter? Want dit is my herinner aan Adele, maar goeiemôre, good morning ook aan julle dames. Dis interessant genoeg 10 jaar sedert sy hello uitgebring het. En vrygestel het. En dan in dieselfde asem wil ek vandag vir almal wat verjaar en 'n baie spesiale vriendin van my, Ilonka, sê baie geluk met jou 50ste verjaarsdag en dankie dat jy dit in Suid-Afrika kon vier het. En dan ook vir oom Henny wat daar in die hospitaal lê nou al vir etlike weke. Oom Henny, ons wens vir jou net sterkte en dankie dat jy saam met ons kuier. Goeiemôre, good morning. Ag, jy's oulik, Pieter. Nou ja, toe enige iemand wat jy Nee, ek is wil wens goed, met hulle dankie. verjaarsdag. Jy? Okay, nee. Okay. Nee. Goed, so maar die tyd stap aan. Baie dankie vir daai interessante feit ook. So voor dit ons heeltemal inhaal en Pieter verder vir ons sing en daai treffer voltooi. Hier is waarna jy kan uitsien in vandag se program. Nou ons maak 'n draai by die veearts. Ons gesels met die legendariese motorjoernalis Juliette Maguire en bespreek ook jou top sportgebeure. Ons gesels met die komediant Linde Sebande en Ampie en Tuin is hier om te vertel van hulle nuwe enkelsnit. Maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Yeah, this one is a bit of a sore topic for quite a few people. Have you ever heard of family or friends that have put in a leave request and had it denied? Yep. Nee. Nee, wat jy versoek insit om verlof en hulle sê nee, jy kan nie verlof wat nie. Ek het nog nie daarvan gehoor nie, nee. Yeah, well, the Taiwanese airline EVA Air is facing widespread backlash after it reportedly sent a message to a flight attendant asking her to submit documentation to verify her recent family care leave. Reasonable request, you may think, but the message was sent on the day of the woman's funeral, despite her having passed away days earlier while receiving hospital treatment. The text urged her to send a photo of the required document as soon as possible. The grieving family responded by sending the company a PDF titled deathcertificate.pdf, along with a biting message. I've just sent the document as quickly as requested. There's nothing left to rush now. In a statement to the BBC, EVA Air expressed its condolences, saying it had been in contact with the flight attendant's family while she was in hospital and was deeply saddened by her passing. The airline added that it is conducting an internal investigation to determine how such an insensitive message was sent. The incident has sparked public outrage, with many calling for greater corporate sensitivity in handling HR matters involving employees. Dit is vir my... So is die dame oorlede. Hulle soek haar omdat sy nie kon werk nie. Ja, omdat sy nou die dokumentasie moet stuur, maar ek dink nie hierdie was 'n menslike fout nie. Ek dink dit is dalk 'n stelsel wat in plek is as jy nou sekere hoeveelheid dae nie by die werk is nie en dan of as jy nou soos gewoonlik 'n maandag of 'n Vrydag afvat, dan moet jy gewoonlik jou sertifikaat van die dokter af indien. So ek dink that's what I'm thinking, that it was not a human error but actually like a system error, because I can't imagine that if someone was in the hospital and you knew that they were fighting some kind of a battle and that they passed away, that you would still send a message asking for documentation. Ja, dit sal nie sin maak nie. Dit sal nie, maar ons sien maar nou wat hulle sê, maar het julle dit al ervaar dat jy regtig nie kan tyd afvat want hulle sê nee, ons is te besig, jy kan nie. Dit het al male sonder taal gebeur wat ouma net wat hulle sê sorry, of in ons geval wie gaan vir jou instaan? Ons het niemand vir jou gaan instaan, ons kan nie pre-package of record nie, wat maak jy? Presies. Are you busy dragging me now, Peter, because I'm not going to be here next week? Nee, dis reg, Rasie. O, gaan jy nie hier wees volgende week? Ek gaan nie hier wees volgende week nie. Ons is bly dis goed gekeur. Natuurlik. Baie bly. Nee, hier by Goeiemôre, good morning pas ons baie mooi op, ek moet dit sê, ja. So ja, ek dink nie dit is natuurlik of noodwendig die fout van iemand wat dit gedoen het nie. Ek dink dit is hulle interne stelsels, maar mense is up in arms because I think there are a lot of corporate organizations that are actually so cutthroat where they would say, oh, so-and-so passed away, or family responsibility leave. Unfortunately, we don't have time and we don't have the capacity for you to take off. So, there you go, you can't come. Ek dink dis waar HR 'n baie belangrike rol speel. Ek dink dit is makliker dalk in jou kleiner maatskappye met minder personeel, maar groter dit word met HR regtig hulle vinger op die pols sê. Is dit hoe mense dit sê? Ja, absoluut. My Afrikaanse ons beïndruk, mateloos beïndruk. Maar nou heel op 'n ander noot, dames, van verlof en
nie verlof en weg vir 'n week en nie vir 'n week kyk net. Daar sit jy jou nou ook op, Els. Fantasties. Daar was ek nou die odd one out sonder 'n brilletjie. Ek moet 'n plan maak, hoor. Kan ek net gou vir julle kyk of jy jy weet die regte dinge raak lees. Ja. Kyk hoe slim lyk die mense vanoggend. Luister op 'n ander noot, hierdie is 'n brullende video wat ek graag met jou wil deel. Kom ons loer gou hierna en dan gesels ons daaroor. Okay. Onna. Kan julle sien dis 'n leeu? Hoe patroon. Nee, dit is nie lekker om dit te sien. Kyk hoe lekker spring hy. Sommer net so. En dis hoog daar. Onthou hy's 'n kat, hy's van die katfamilie nie waar. Dis ook waar, né? Maar hoor, ek het nog nie daai video gesien nie. Liggies geland. Ja, nou hierdie video wys hoe 'n leeu onverwags uit die voertuig ontsnap en oor die pad spring langs die R49 tussen Lichtenburg en Zeerust. Hierdie voorval het na bewering afgelope maandag plaasgevind terwyl die leeu vanaf die Vrystaat na Nuutverdiend in Ramotsere Mohilwa vervoer is. Die Noordwes Departement van Ekonomiese Ontwikkeling, Omgewingsbewaring en Toerisme sê die dier is veilig gevang en nie meer 'n gevaar vir die gemeenskap of padgebruikers nie. 'n Woordvoerder, Jeremiah Matebesi, sê 'n ondersoek is van stapel gestuur om vas te stel hoe die insident kon gebeur en of daar moontlik oortredings van permitvoorwaardes was. Voorlopige bevindinge dui daarop dat die vervoer nie volledig aan die vereistes van die permit voldoen het nie. Daar het jy dit. Oh my word. Imagine jy ry agter daai ding. Ek sou een of ander oorval gehad het because no ways. Ek wonder die persoon wat verfilm het of hy deel was van die vervoerspan of hy toe nou maar net ook 'n padgebruiker was wat agter hierdie ou kan gery het en gesê wat gaan hier aan? Is dit 'n leeu? Wat staan daar? 'n Leeu. Is it a bird? Is it a plane? No, it's a lion. No, but it's so funny because this morning I was driving in and there's a big billboard on the highway where it's got a picture of a lion, and I think it's for the SPCA, and it says, I am not a pet. Want daar was 'n hele reeks goed wat aan die Oosrand hier in Gauteng gebeur het, waar mense net diere of leeu's gehad het as troeteldiere. Ek het jare terug 'n interessante storie gedoen oor Panjo the tiger wat weggeraak het. En onthou hulle vir Sylvester ook. Sylvester die leeu. Yes. Nee, maar dit is, ek weet nie of dit 'n Suid-Afrikaanse ding is of nie, maar hulle is wilde diere, and I think people don't really take that into account. They go like, you know what, I raised this thing from when it was really a tiny little cub, but at the end of the day, a lion is a lion. Hy bly 'n dier totdat hy instink van hom net weer inskop. Jy gaan 'n wilde dier nooit kan huis maak. Kyk, Pieter, ek sal nou nie omgee om ook 'n ou leeuetjie daar by my aan te hou. Ja, net tot hy groter word, nee. Ek gaan die SPCA na jou huis toe stuur om te kyk of daai katjies nie eintlik leeuetjies is. Hulle tree op soos leeuetjies of in hulle koppe is hulle. Maar weet jy, Ek dink eerder ek sal 'n varkie vat. Nou maar goed. So ietsie. Later meer daaroor. So gepraat van die Oosrand. Dit is tyd om die wenner aan te kondig van ons kykersprys van verlede week se insetsel van Op Dieselfde Bladsy, moontlik gemaak deur ons vriende by Graffiti Boeke. So baie geluk aan Charlene Graham van Kempton Park. Yes, lekker Kempton. Lekker. Bly ingeskakel want ons kuier net hierna weer verder. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, good morning. Hallo.